Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Dankie vir die voorreg, die tyd saam met jou. Elke dag ons geestelike groeipad saam stap. Dan kan jy glo, dit is al amper April maand en ons gaan nou in, laat ons gaan begin praat oor Paasfees. Volgende week gaan ons daar begin. Kom ons sluit eers hierdie week af met dit waaroor ons die hele tyd nog gepraat het. Hoe om jou hart reg te hou, jou hart verbind te hou aan God. Jy sien, alles gaan oor jou hart. Die uitstorting van die Gees is in jou hart. Jou geskeurde hart ontvang die woord. Jy dra vrug uit jou hart uit. Jesus het gesê, die lewe kom uit jou hart uit. Alles kom uit die hart uit, né? So, ons praat, kom ons sluit hierdie week af, met die belangrikheid van om jou hart onverdeeld vir hom te gee. Eerste skrif, 1 Samuel 16:7. Dit is die verkiesing van Dawid as koning. Hy sê, maar die Here sê vir Samuel, kyk, nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering, want nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Ja, hierdie is baie belangrik, mens. Die Here sien die hart. En dit beteken nie, Andries, in my hart voel ek baie vir die Here, maar ongelukkig my dade, jy weet, dit dat die volgende, of die Here ken my hart, jy weet, ons gebruik ons daai verskoning. Kan ek sê dit vir jou liefdevol? Hy ken jou hart. En dit beteken, hy ken die bedrieglikheid van jou hart. En hy ken dat jy maklik woorde sê met jou hart, maar eintlik is jou hart op jouself gerig, jou eie ek, wat jy wil, jou eie vertroue, jou eie krag. Hoor mooi, ja, die Here ken jou hart. En hy kies op 'n hart. En hy besluit op 'n hart. En hy sien die bedoelings van die hart. En hy weet alles van ons wat in ons hart aan die gang is. Daarom skeer ons hart. Daarom tel 'n gebroke hart voor die Here, 'n nederige hart voor die Here. Nie 'n arrogante hart, ja, die Here ken my hart, ek probeer my bes, maar eintlik doen jy nie. Die Here weet. Inteendeel, die mens wat regtig na die Here toe gaan, hoef nie te sê die Here ken my hart nie. Daai mens is so gebroken dat hy sê, Here sien my swakheid. Here sien my gebrokenheid. Here, U ken my, selfs my sonde. Here, U weet my onwilligheid te maak. Here, U weet dat ek sukkel, Here. Hy sê, moenie arrogant wees met die Here nie. Moenie braaf wees voor die Here en sterk wees voor die Here nie. Wees nederig in jou hart. Dawid word hier gekies as koning. Hy was die skaapwagter, hy was niks gewees. Sy boeties was in die weermag, groot, sterk. En die Here sê, daai goed beïndruk my niks nie. Ek kyk na 'n hart wat opreg is, nederig is, gebroken is. Ek weet wat gaan in jou hart aan. So ek en jy vandag sê, Here, ons kom met ons hele hart. U weet of ek lief het met my hart. U weet of ek U probeer kies met my hele hart. U weet alles van my. En Here, daarom kom ek met my hele hart en ek buig voor U. Dan bly ek en jy verbind. Dan word die krag aangeskakel. Dan beweeg die krag deur ons. Dan is ons in sy hande. Die geheim van 'n lewe verbind aan hom gaan oor wat gebeur in jou hart. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, hierdie hele week gaan ons net praat oor 'n gebroke hart voor U, opregte hart voor U. En Here, dis die begin en die einde van ons lewe, alles wat in ons hart aan die gang is. En ons kan niks vir U wegsteek nie, Here. En hierdie week wil ons regtig bid, Here, dat U in ons hart sal werk, skep in ons 'n rein hart, Here. Soos gebed vir hierdie week, in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.